In die Lukas Evangelie lees ons in hoofstuk 9 vers 51 dat Jesus vasberade was om in Jerusalem te kom. Nou, op die oog af en as jy nie die konteks van die gedeelte ken nie en as jy nie verstaan waaroor dit gaan nie, dan maak hierdie gedeelte vir ons as leser nie regtig sin nie. Maar as jy die storie van Jesus Christus ken, as jy weet wat hy gedoen het en as jy weet wat hy bereik het, dan begin hierdie gedeelte al hoe meer sin maak, as ek dit so kan stel. Want wat hierdie gedeelte, hierdie enkele vers vir ons sê, hierdie enkele gedeelte vir ons verduidelik, is dat Jesus geweet het wat hy gedoen het. Hy het geweet op 'n punt, of eintlik nie, in sy hele reis wat hy op aarde kom voltooi het, is dat die kruis die uiteinde gaan wees. Dat hy die sondes van die wêreld op sy skouers gaan neem en dat hy die dood vir ewig en vir altyd in die gesig moet staar, sodat die dood daardeur oorwin kan word. Julle het seker gedink, toe jy die thumbnail gelees het van hierdie video, dat dit gaan oor, maar jy weet, Jesus weet van ons omstandighede, Jesus weet van ons swaar kry, Jesus weet van ons lyding, en al daardie dinge is waar. Maar dit is nie waaroor ek vanoggend by stilstaan nie, of vandag by stilstaan nie. Vandag staan ons stil by die feit dat die Here van die mensdom, dat God wat tussen ons kom woon het, die Here wat mens geword het, presies geweet het wat die mens met hom gaan doen. Presies geweet het wat sy eie skepping tot in staat toe is. Presies geweet het wat ons bereid is om te doen, om ons denkbeeldige mag te behou. Wil ek vandag vir jou die vraag vra. As Jesus nou in hierdie oomblik tussen ons kom leef en werk, tussen die situasie van hierdie oorlog wat nou links en reg besig is om uit te breek, sou jy Jesus herken het? Sou jy sy goeie nuus gaan verkondig het? Sou jy gesê het, maar die Here van alle Here, die God van alle gode, het gekies om homself te verneder en tussen ons te kom woon. Het gekies om oorgelewer te word aan ons hande, aan ons mag, aan ons owerhede. Om vir ons te wys wat liefde is. Maar ons soek 'n Here wat ons help in ons moeilikheid. Ons soek 'n Here wat ons bystaan in ons moeilikste omstandighede. En al wat hierdie Here vra, is gaan vertel die wêreld. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om jou lewe op te offer vir iemand anderste? Is jy bereid om in die voorbeeld te volg wat Jesus Christus gestel het? Is jy bereid om jou kruis op te neem, soos ons 'n paar weke terug vir mekaar gesê het? Of is dit net te gemaklik om die gewone ou tradisionele goed te doen wat ons ken? Want dit is net nog 'n boksie wat ek aftik. Is jy bereid om te doen wat Jesus Christus gedoen het? En dit is so maklik om daai wat sal Jesus doen bandjies aan te sit, maar nie die regte implikasies daarvan te besef nie. En wat het Jesus gedoen? Jesus het reguit na die kruis toe geloop. Jesus was vasberade om in Jerusalem te kom. Was vasberade
om die sonde van die wêreld op sy skouers te neem. Ek sê nie, jy moet die sondes van die wêreld op jou skouers neem nie. Al wat ek sê, is jy bereid om jou kruis op te neem? Is jy bereid om saam met Jesus Christus die pad te stap? Is jy bereid om sy voorbeeld te volg? As jy van hierdie oordenking video's hou, gee ons 'n like. As jy 'n opinie het oor wat ek gesê het, komment asseblief. En as jy meer van hierdie goed wil sien, subscribe tot ons YouTube kanaal. Maar meer as dit, nooi ons jou uit om elke liewe Sondag die woord van die Here te hoor vanuit ons gemeente. Baie dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie video saam met ons te kyk, te luister en te geniet. Mag jy 'n geseënde week hê. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.